Baie welkom by die Perth Afrikaanse gemeente en dan hierdie derde gedeelte in ons Pinksterreeks, wat gaan natuurlik oor hierdie 4 aspekte van genade. Ons het nou reeds oor die liefde van God gepraat, die verlossing in Jesus Christus. Ons kom nou by die derde gedeelte en dit is natuurlik die Heilige Gees wat geloof in ons bewerk en vir ons verander om te word meer en meer wat ons in Jesus Christus is en behoort te wees natuurlik. Voordat ons natuurlik nog gaan kom by die 4de gedeelte wat gaan oor om vir ewig saam met God te wees en versoen met hom te wees. Nou ek het elke keer gesê ek gaan vir julle so 'n voorbeeld gee om hierdie 4 aspekte sommer maklik te onthou. Ons het reeds gekyk na Johannes 3 vers 16, ons het gekyk na die feit aan die einde van sekere eredienste word daar 'n seën uitgespreek of 'n gemeente word dit toegebid. Daardie 4 elemente is in daai seëngebed, maar as 'n mens baie van julle weet van die kerklike jaar, en baie gemeentes volg ook die kerklike jaar. Ons kry die adventstyd, wat gaan oor die koms van Christus na die wêreld, sy geboorte, en dis die tyd waar daar veral gefokus word op die liefde van die Vader, wat sy seun na die wêreld toe gestuur het, en dat Jesus uiteindelik in Bethlehem in 'n krib gebore is. En dan kom ons natuurlik by die Paastyd, die lydenstyd en die opstanding, en dit is die tyd wat ons veral besin oor die verlossing wat ons in Jesus Christus ontvang het. Dit is die tweede aspek van genade. En dan, waar ons nou vandag is by die Pinkstertyd, ons is nou die Pinkstertyd en dit beteken ons kyk na die persoon en die werk van die Heilige Gees, dat dit hy is wat ons tot geloof bring, en dit is hy wat ons uiteindelik lei daartoe om ons lewens te verander. En dan natuurlik sal ons nou by die volgende sessie weer kom in die kerklike jaar, en dis koninkrykstyd, en dit is wanneer ons kyk veral na wat behels 'n nuwe lewe. Wat behels dit om uiteindelik dan vir ewig met God versoen te wees. Maar vir die doel van vandag om te kyk na die werk van die Gees in ons, gaan ek vir jou lees uit Romeine 8 en sommer daar vanaf vers 9 net spesifiek wat op hierdie gedeelte fokus. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie. Luister mooi hoe dit gestel word, nie? So ons sondige natuur beheer nie meer my lewe nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Dan sê hy, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens mee te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Ek wil net graag op die punt sê, let net daarop. Paulus sê hier, dit is 'n proses. Maak 'n einde aan jou sondige praktyke. Op 'n ander plek het hy gesê, ons moet regtig moeite doen om ons sondige natuur met al sy hartstogte te kruisig. As jy weet dat jy iemand is wat sommer vir enigiets kwaad word, hiermerig is, werk daaraan, bely dit teenoor God en laat sy Gees vir jou help om uiteindelik 'n mens van geduld te word, van liefde te word, vriendelik te word. Ons moet weet dat die Here weet in elk geval alles en dit is 'n proses waar die Heilige Gees vir ons van dag tot dag vernuwe. Maar dit gaan gepaard dat ons in die eerste plek ons eie sondigheid moet kan erken, ons moet dit teenoor die Here kan bely, en dan moet ons in die krag van sy Gees nuwe mense word. Hy gaan verder deur vir ons te sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is immers kinders van God. So al is ek in hierdie proses van vernuwing in my lewe, is ek reeds kind van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees, kyk hoe mooi word dit gestel, hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat almal van ons is kinders van God.
En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ek wonder of ons al ooit daaraan gedink het, erfgename. Dit beteken vir ewig en ewig en ewig is ek en jy saam met die Here in sy teenwoordigheid. Ons is erfgename van God, erfgename nogal saam met Jesus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel aan sy heerlikheid. Die Heilige Gees, ons moet nie die Heilige Gees en sy werk in ons lewe as vanselfsprekend beskou nie. Want op 'n daaglikse wyse is hy betrokke by ons. Elke dag sê ons dinge, doen ons dinge, dink ons dinge wat ons nie moet doen nie. En daarom sê Paulus vir ons in Galasiërs 5, ons kan nie maar net doen wat ons wil nie. Ons moet vir onsself voortdurend afvra of iets vir God aanneemlik is. En ons moet die praktyke van ons sondige natuur doodmaak, soos hy vir ons het hier sê in die gedeelte, maar dan in Galasiërs 5 sê hy, vertoon die vrug van God se Gees. Daai mooi dinge wat hy noem, soos liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, sagmoedigheid. Ek en jy moet anders te begin lyk en optree en klink as die res van die wêreld. En hierdie derde aspek van genade, wat ek en jy van God ontvang, natuurlik 'n nuwe lewe, is ook 'n nuwe lewe wat ons moet projekteer na ander mense, want ek het dit ontvang. En dis waarom ons moet leer om met ons karakter ander mense te bedien. Dit is in 'n nederige karakter, soos Jesus vir ons geleer het, waar jy ander hoër ag as jouself, waar jy hulle belange stel bo jou eie, en daardie gesindheid, wat jy uiteindelik meer en meer word wat die Gees wil hê jy moet wees. Is dit nie wonderlik dat die Heilige Gees nie net vir ons help om nuwe mense te word nie, maar so mooi, en daarmee wil ek graag afsluit, hier oortuig, omdat jy is 'n kind van die Here. Ek weet ons wonder baie kere, die Here regtig vir my lief, gee hy regtig vir my om, ag ten spyte van die sondige natuur waarmee ek nog worstel. Jy is kind van God, en hy wil jou oortuig, in hierdie proses van jou mensverandering wat plaasvind, jou karakter wat groei om meer en meer soos Jesus te word. In daai proses is jy reeds volledig kind van hom, en dat jy uiteindelik met God kan praat as jou Abba, jou Vader. Kom, ek wil graag vir ons 'n gebed doen, dan vra ons vir die Here om hierdie aspek van sy genade, deur sy Gees, in ons hart en ons lewe te bewerkstellig. Onse Vader, ons bely sommer vandag, hier sommer aan die begin, ons eie gebrokenheid. Ag Here, so dikwels wat ons nie dinge sê of doen, wat U wil is nie. Waar ons nie ons lewe 'n vertoonvenster verander is, van die feit dat ons kinders van die Here is nie. Ons gebed is dat die Heilige Gees sal snoei, selfs al is dit soms seer. Help vir ons om van al die dinge ontslae te raak, wat ons verhinder om in die vreugde en die vrede wat U vir ons bestem het te lewe. Daardie dinge, as ons dit nie aan ander openbaar ook nie, is die dinge wat vir ons in groot onvrede bring. Ag Here, maak ons oë oop, om ook die werk van U Gees nie as vanselfsprekend te beskou nie, maar soos U vir ons in die woord geleer het, ons bid Here, gee aan ons U Gees. Ons wil ons hart vir hom oopmaak, en ons wil vra, kom werk in ons, verander ons. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.